Hier het ek 'n vorm wat per hand involtooi kan word, maar ek wil hierdie vorm verander na 'n elektroniese vorm. Nou heel eerste het ek nodig om die developer tab hierby te voeg. Ek klik op die Office ikoon en dan op Word Options en dan by Popular gaan kies ek Show Developer tab in Ribbon. En dan sal die developer tab daar verskyn. Nou goed, om vir die van veld gaan ons net 'n gewone tekstform field gebruik. Ons klik op hierdie ikoon wat sê Legacy Tools en dan kies ons die tekstform field ikoon en dan sal hy vir ons daai blokkie daar insit. Dieselfde met naam, gaan ons ook 'n tekstform field gebruik en ook met geboortedatum. By geslag kan dit net manlik of vroulik wees, so ons kan hier 'n drop-down form field gebruik. En sodra ons hom ingeklik het, kan ons regsklik en dan op Properties klik. Nou hier kan ons die items in ons drop-down list gaan byvoeg. Nou die eerste een sal wees manlik en dan klik ons op Add en dan vroulik en dan Add weer. Hier verskyn die items wat in jou drop-down list is en dan klik ek op OK. Die selfoonnommer kan ons ook 'n tekstform field maak. Want onthou wanneer ons 'n 0 intik voor die syfers, as ons nommer gebruik, dan sal die 0 verdwyn. Die e-pos kan ons ook 'n tekstform field maak. Nou hier het ons blokkies gehad wat gemerk is, waar ons kon merk, maar ons wil graag hier 'n checkbox form field insit. So ons klik op hom, let op dat die tabelstop wat ek daar aangesit het verdwyn het en dan die skrif na die blokkie toe getrek word. Nou dit is die maklikste om gou almal te gaan invoeg. En dan, as ons klaar is, weer 'n tabelstop in te sit en dan net tab te druk na elke blokkie. Sodat dit weer, ons uiteensetting weer reg is. Dan by die enige rekenaarkwalifikasies gaan ons weer 'n tekstform field invoeg. Nou, om hierdie vorm so te maak dat iemand hom kan voltooi sonder om ons goed te verander, kan ons na Protect Document toe gaan. Maar voordat ons dit doen, moet ons eers hierdie vorm stoor. So ons klik op Office en dan sê ons Save As en ons stoor hom as 'n Word Macro Enabled Template of 'n Macro Enabled Document. Kom ons stoor hom as 'n template. Ons voeg net hierby dat dit 'n elektroniese vorm is. En ons stoor hom. Nou, om die Protect Document te gebruik, maak ons eers die dokument toe en ons maak hom weer oop. En dan kan ons gaan en ons sê Developer, Protect Document, Restrict Formatting en Editing
en ons klik op by editing restrictions, allow only this type of editing, en ons verander hom na filling in forms. Wanneer ons seker is dit is wat ons wil doen, dan sê ons yes, start enforcing protection, en dan kan ons nou daar 'n paswoord invoeg om seker te maak dat iemand nie sommer ons protection afhaal nie. Ek gaan nie nou 'n paswoord daar invoeg nie en net sê OK. Wanneer ek wil veranderinge maak, kan ek net sê stop protection en 'n verandering maak. Nou kom ons kyk hoe werk die vorm. Ons gaan daar 'n van intik, tag druk en 'n naam intik en 'n geboortedatum. En dan klik ons by manlik wat 'n drop-down list was en as ons op die pyltjie klik, dan verskyn die verskillende opsies. Nou ons sê sy's vroulik en ons sit ons selfoonnommer in. En ons gaan 'n e-posadres daarin sit. En dan kan ons merk watter kursus het sy gedoen. Sy het Windows byvoorbeeld gedoen en Excel en PowerPoint en haar hoogste kwalifikasie is graad 12. Nou hier kan ons enige ander rekenaarkwalifikasies insit en ons kan byvoorbeeld insit dat sy e-pos gedoen het en Outlook, Express